Welkom terug by die groot ontbyt. Wat 'n lekkerte. Een van ons gunsteling mense, Rowan Ash, kuier vanmôre in die ateljee. Hy staan in Suid-Afrika. Hy het 'n paar optredes hier en daar. Ons gaan daaroor gesels. Ons gaan praat oor wat alles voorlê vir 2026. Ons bietjie weer terugkyk einde van die jaar ook hoe dit gaan. Goeiemôre. Goeiemôre. Yes, is so lekker om hier te wees. Dis 'n voorreg om jou te hê by ons in die ateljee. Baie dankie. Hoor hierso. 2025 was 'n besige jaar, né? Hoor jy, was 'n besig maar ongelooflike jaar gewees. Wat het hierdie jaar, as jy nou moet terugkyk, né? Daar's altyd so 'n paar goedjies wat daar's altyd baie goed wat in jou lewe gebeur, maar daar's 'n paar goedjies wat uitstaan. En mense moet nie ander goeders vergeet nie, maar daar's een of 'n paar uitskieters, of dit nou persoonlik is en of dit nou professioneel is. Wat het vir jou hierdie jaar uitgestaan waar jy dink, "Wel, Wel, professioneel dink ek. Yes, ons het vir die Goo Goo Dolls geopen. Oh, Dit was 'n grootte vir ons, vir my en die band, en dan 'n nuwe album wat ek aan gewerk het vir die laaste 3 jaar wat nou uit is. So dit was 'n grootte, en persoonlik dink ek net, yes, vir my is so lekker om terug te wees en tyd te spandeer saam met my vriende en familie hier in Suid-Afrika. Dit is net 'n hoogtepunt elke keer om terug te wees. Hoe lank is jy nou terug? Hoe split jy jou tyd? Is jy nou meer hier of meer in die FSA of is dit so half 50-50? Weet jy, oorspronklik was ons baie langer daar. So ons sal dalk soos 'n jaar beslag doen. Waar nou pendel ek omtrent van Suid-Afrika, so ek sal so 3 maande hier doen, 3 maande daar. Sjoe. Ja, nou ek is nou vir 5 maande hier. Okay. So dis 'n halwe jaar. So lank, ja. Ja, maar ek moet vir julle sê ek kla glad nie daaroor nie. Dit is my lekker om by die huis te wees. jy gaan nie saam kan gesels oor die volgende onderwerp met Jennifer, maar ons moet snorrig gesels. Ons moet praat oor die feit dat daai ding omtrent 'n paspoort van sy eie nodig het as jy gaan deur douane. Dis 'n lekker ding om te hê, maar verg hy nou vir jou administrasie? Weet jy dit doen en op hierdie ding soos my pa en my ma, hulle is nie mal oor hom nie. Ek vra net die hele tyd vir Zon, ek kan sê ek, Zon, kan ek hierdie, is dit okay? Pla jou te sê sy, dit pla haar glad nie. En dan nou, ek het nou 'n video geneem en ek moet sê mense kan altyd so 'n bietjie deel wat op hulle harte is. So ek het die laaste ruk het ek baie komplimente gekry en dan baie mense wat sê wat se jak. So dan dink ek, ag, weet jy, dis maar Elke ou doen wat hy wil. elke ou is maar seker geregtig om te groei wat ook al natuurlik uit sy lyf kom. Maar dis omdat dit so 'n unieke ding is, dat dit so kontroversieel is, né? Weet jy, ek het altyd, ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ek het seker lang hare gehad. En ek wou altyd net iets doen wat my net bietjie anders maak. En ek dink as ek kon, ek weet Joe het die lekker baard en alles, ek kan net hierdie groei. Toe dink ek, weet jy, ek gaan hom net los. Commit, go for it, sê ek altyd. Die ding is, ek kan hom altyd afskeer, maar vir nou is hy daar en hy stap 'n lekker pad. Ons bly om dit te doen. Vertel ons van Thieves, die nuwe album. Ag, yesterday. Dit is ja, dit is 'n lang tyd wat ek geskryf het. Thieves, die titelsnit het ek saam met Steven Wilson Jr. geskryf. Dit is 'n ongelooflike musikant en kunstenaar daar in Amerika. En ja, die laaste 3 jaar is dit omtrent wat ek gedoen het. Is net nuwe musiek geskryf het, bietjie geskaaf en skuur. Maar ek is so opgewonde oor die album. Ek voel dit is daar's baie hartsmusiek en dan is daar nog so 1 of 2 genres wat jy so 'n bietjie toets en jy eksperimenteer, maar jy wil altyd groei saam met jou gehoor. Partykeer as mens nou in Amerika is ander, soos hoe kan ek sê, kleurpalette. So dit kom nie altyd noodwendig dieselfde oor vir Suid-Afrikaners soos wat dit noodwendig doen in die kamer terwyl jy dit skryf nie. Ja. Maar solank die hart altyd net opreg is en ek kan net sê ek is mal oor elke liewe sang wat op die EP is. Ek ook. So gister toe ek die EP luister, nou is ek so, okay, wat gaan ek download? En elke liedjie wat by kom, as ek so, okay, hierdie ook. Okay, hierdie ook. So ek het almal gedownload want ek was so ek hou regtig van almal. Jy het saam met 'n verskeidenheid mense geskryf. Is dit doelbewus dat jy gaan, okay, ek gaan saam met 'n hele klomp verskillende mense skryf? Is dit altyd jou approach? Was dit heel toevallig geweest? Wel, in Nashville is dit die approach is heeltemal anders. Dit is baie meer jammer ek praat so Engels, maar dit is baie meer van 'n collaborative effort. So my publishers waar ek is by Warner Chappell,
hulle hanteer my kalender, so ek gaan werk toe letterlik, ek log in en dan sien ek soos op die kamertjie staan daar, vandag is dit Roan saam met die en daai, en ek het nou al saam met so baie ongelooflike mense geskryf, wat al vir Johnny Cash geskryf het en vir Sheryl Crow geskryf het en vir Justin Bieber, en partykeer dan sit jy maar net in 'n kamer en jy bly net stil, en jy luister maar net en jy leer net, en ja, en dan hoop ek altyd om 'n oop lyn te maak tussen Suid-Afrika en daar. So, ek het nou 'n duet opgeneem saam met Demi. Demi Lee, ja. Ja, saam met Demi Lee en sy en Bartley daar kom kuier so rukkie terug. En dit voel nou vir my asof my platenmaatskappy in Amerika en Warner in Suid-Afrika so my hande gevat het. Wow. En ek dink dit is so 'n ongelooflike ding. Dis nie net 'n ek is daar nee, maar ons kon so mooi oop lyn create waar ons weer geleenthede gee vir meer kunstenaars hier. So dit is nogal special and exciting. Dit klink alles amazing om saam met mense te skryf wat vir Johnny Cash geskryf het. Ja. Die heritage daarin, die oordrag van kennis en ervaring en die stories en die kultuur, die ryk kultuur. En om 3 jaar lank te kan werk aan hierdie album. Dit is magic. Maar nou die album, sê vir my bietjie, daar's 'n paar liedjies wat nogal goed doen. Daar's 'n paar goed wat baie mooi is, soos Jennifer nou sê wat 'n mens nie kan miskyk nie. Jy het dit gelons hier in Suid-Afrika ook nou onlangs. Ja, get. Ja, en daar's ook 'n show hier in Pretoria dink ek. Oh, ja, yes. Ek launch Thieves die album vanaand by die Atterbury Theater. En die mooie ding van dit is die geskiedenis. Ek het my eerste album, Traveler album in ek dink dit was 2014, 2015. Daar gelaunch toe Whiskey to My Soul. En nou is dit 'n mooi volle sirkel om my laaste album ook hier vry te stel. So is net jammer oor die harde kopie dat ons nie dit meer doen nie. Maar dis lekker om net vir die mense te laat weet, kom ons celebrate saam met die nuwe hoofstuk van 'n mens se lewe. Ek dink mense waardeer dit ook, nê. Want jy's Suid-Afrikaner in merg en been en ja, jy doen baie goed daar, maar dit is lekker om te weet. Ek wil amper sê ons gaan jou claim en altyd hou. Verstaan, ek kom launch op steeds jou album hier so. Dit is lekker om te weet. Jy het vroeër so vinnig genoem van die palette wat bietjie anders is in Amerika. Wanneer jy skryf, het jy soos 'n spesifieke gehoor van Suid-Afrikaanse gehoor of Amerikaanse gehoor, of is dit maar 'n universele klank? Daar is dis snaaks om te sê, maar daar is so half 'n formule rakende liedjies skryf, waar jy weet, as jy so vinnig 'n koor het, hierdie tempo, dan weet jy het min of meer 'n goeie kans om dit op radio te kry en die mense gaan daarna luister. Jy kan sekere temas, liefde is altyd goed, enigiets waarmee mense kan relate, dis altyd goeie temas. Rakende soos enige iets wat nie te hoe kan ek sê, te jazzerig klink nie. Het 'n geneigtheid om meer 'n popklank te hê. Dit doen gewoonlik bietjie beter. So dis altyd om daai balans te kry tussen hoe kan jy jouself bietjie soos net challenge en sodat jy wat dit vir ewig moet speel, dit bietjie interessant kan maak vir jouself, maar ook nie die mense wat luister daarna net soos totaal en al vervreemd van dit wat jy doen nie. Die mense wat luister daarna, ons gaan nou luister na een van jou liedjies. Ons is nog nie seker watter een nie. Ons het nou in die advertensiebreek gesê wat se een gaan jy doen? Jy gaan ons verras, nê? Ja, ek sit hier so en ek wonder nog steeds wat ek vir julle gaan sing. Maar ek sien baie uit. Dis 'n groot bederf. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Nee, dankie vir die moeite. julle. Alle sterkte Waardeer met die dit. launch van die nuwe album. Baie dankie. En ons weet dis 'n absolute wen album. Dankie vir dit. Dankie vir julle. Nou ja, daar is hy. Ons internasionale ster. Sien met huis toe gekom het. Bietjie vir 5 maande. Rowan Ash. En ons gaan nou luister na wie weet wat, maar daar is 'n skatkis vol liedjies wat hy kan opvoer. Nou terug.